Daai is so, ons lees vanaf vers 12, 1 Korintiërs 15 vanaf vers 12. Dis Paulus wat hier praat, hy sê, as dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. En dan vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Vader, ek bid vanmôre vir hierdie geleesde woord. Ek bid Heilige Gees dat U hierdie woord sal kom vorm soos wat U wil. Vader, haal weg wat moet weggevat word. Vader, sit in wat moet ingesit word. En my gebed is dat hierdie saad op vrugbare grond vanmôre sal val. En dat U Heilige Gees sal kom en dit sal laat opkom en veel vrug dra. En dat ons hier sal uitstap vandag en sê ons aanbid 'n groot en almagtige God. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ek weet nie of van julle al die bumper sticker gesien het of die gesegdes gehoor het wat sê, as jy staan op die kar, die bumper sticker wat sê, bestuur hom asof hy gesteel is. Jy het dit al gesien? Jy al gehoor? Of ry hom soos 'n rental. Jy het dit al gehoor? Wat hulle eintlik sê is, as jy die kar kry en hy behoort nie aan jou nie, ry hom soos jy wil. Jy betaal nie vir hom nie, en jy betaal ook nie die versekering nie. So as hy breek is 'n ander man se probleem. Dis eintlik wat hulle sê. En ongelukkig is daar baie mense wat vandag so lewe. Hulle hanteer hulle lewens so, hulle hanteer hulle liggame so, asof dit hulle lese is. En ongelukkig is daar mense in die kerk wat die kerk so hanteer as die liggaam van Christus. Ons ry hom soos 'n rental. Ons maak met hom wat ons wil. Dit ons vanmôre hier sien is die liggaam van Christus. As jy vanmôre sê ek is 'n wedergebore kind van die Here, is jy deel van die liggaam van Christus. Ons kan nie met hierdie liggaam maak wat ons wil en sê soos ons wil nie. Dit is geen reg nie. Ek gaan ons eendag hemel toe. Dis alwaarvoor ek gered is. So ek leef my beste lewe nou. Het jy dit al gehoor? Daar's 'n boek, Live Your Best Life Now, deur 'n vals prediker. So gee my hier en nou die beste lewe nou. Dit wat ek nou kan lewe, ek moet die beste hê, dit moet my net goed gaan, my finansies moet goed lyk, dit moet met my goed gaan. Reg, het jy dit al gehoor? Ons dink so, ons leef so. En dan wanneer die lewe begin druk, het ek al baie gebid en ek praat vir myself, dan sê ek, Here, kom haal my net. Jy al so gevoel? Here, ek wil nie meer nie. Sien nie meer kans nie. Here, die lewe druk, dit is swaar, kom haal my. Ek is nie gemaak om so swaar te kry nie. Jy al so gevoel? Ek het so gevoel. Voel so, Here, ek is nie gemaak om so swaar. Waarvoor het U my siel gered? Hoekom? Hoekom moet ek swaar kry op hierdie aarde? Hoekom moet dit lyk soos dit lyk? Nou Paulus spreek 'n soortgelyke probleem aan in die kerk van Korintiërs, in hierdie gemeente. Hulle sit met 'n soortgelyke probleem. Nou hierdie gemeente was baie beïnvloed deur die Griekse filosofie wat sê dat die liggaam is sleg. Jou liggaam, jou vlees is sleg, dit is 'n tronk vir die siel. En as jou siel uit die liggaam kan uitkom, is dit 'n goeie ding. Jy wil ontslae wees van jou liggaam. So die Grieke het dit geglo. Die liggaam is sleg en jou siel is goed. Die twee moet geskei word. Die oomblik wat jy sterf, so hulle het geglo in die hiernamaals. Nie soos ons dit glo nie, maar het geglo daar's 'n lewe na die dood. Al verskil is jy moet van hierdie liggaam ontslaa raak. Hierdie is die probleem.
Dis hoe hulle dit gesien het. En so die Korintiërs het aanvaar dat Jesus opgestaan het uit die dood uit. Hulle het nie 'n probleem gehad daarmee nie. Hulle het geglo Jesus het opgestaan uit die dood uit, maar dit was 'n eenmaal geleentheid. Dit was 'n goddelike gebeurtenis, maar die liggaam, my fisiese liggaam, as ek te sterwe kom, dan hierdie liggaam sal nooit weer opstaan nie. Dis wat die Korintiërs, dis wat die kerk geglo het. Want hulle was beïnvloed, soos ek sê, die Roman Greco, die Rooms-Griekse idee van lewe na die dood. Nou die idee van 'n fisiese liggaamlike opstanding was nie net vir hulle moeilik om te glo nie, maar dit was ongewens, ons wou dit nie hê nie. Want ek sê weer, wat laat jou sondig? Nou hierdie liggaam van my maak baie keer dat ek wil sondig, dis die probleem. So, hulle het onsterflikheid sonder die liggaam, het hulle self voorgestel. Hulle het so verkies ook. En die idee dat God die liggaam sou opwek, het hierdie heidene in opstand laat kom, letterlik op 'n stadium. Blaai saam in Handelinge 17 vers 30, wil jy maar dit sien. Maar Paulus ook, hy het die opstanding gepreek. As jy die hele stuk gaan lees, gaan jy sien, hy preek die opstanding uit die dood uit. Handelinge 17 vers 30. Handelinge 17 vers 30 tot 32. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, dis Jesus Christus, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Vers 32, maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal weer hieromtrent hoor. So hierdie mense het in opstand gekom. Waarvan praat jy? Wat is 'n nuwe ding? Dit is 'n vreemde idee. Ek meen, ons vier vanmôre die opstanding van Christus, vandat ek my verstand kon kry, so ek sê, ek het op die kerkbanke groot geword, vier ons die opstanding van Christus. Dit is vir ons nie snaaks nie, maar vir hierdie was dit snaaks. Vir die Korintiërs was dit snaaks. Dit is 'n vreemde idee. En gevolglik, so vir Paulus was die begrip van om sonder die liggaam op te staan was 'n vreemde idee. Dis nie wat ons het nie. Dit maak nie sin nie. Dit is in stryd met die Christelike boodskap. En Paulus herinner hulle in ons gedeelte aan die inhoud van die evangelie. As jy hoofstuk 15 vers 1 tot 11 gaan lees, ons begin by 12, maar as jy 1 tot 11 gaan lees, sien jy herinner hulle aan die inhoud van die evangelie. Wat bevat hierdie evangelie? En wat hy daar sê is dat Christus uit die dode uit opgewek is, en dat die apostels en ander Christus gesien opstaan het, hulle was ooggetuies en hulle verkondig dit. Dis al hele 15 vers 1 tot 11. En dan vers 1 tot 2, vers 1 tot 2, ja, en dan vers 11, dan sien jy dat die Korintiërs dit self geglo het. Het net vir jou gesê, het geglo dat Christus uit die dood het opgewek is. Hulle het nie 'n probleem daarmee nie, maar gaan ek opgewek word? Dit is waarmee die probleem was. En dan kom Paulus, sy argument is, as jy die opstanding uit die dode uit ontken, dan vernietig jy die fundament van die evangelie. Dit is Paulus se hele redenasie hier. Daar gaan 'n liggaamlike opstanding wees. Daar's 'n oordeel op pad en Christus gaan hierdie liggame opwek uit die dood uit en ons gaan voor Christus staan. Die skrif sê elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Christus die Here is. En om te buig voor Christus het jy 'n knie nodig, want hy sê die elke knie sal buig. En hoe buig jy jou knie as jy nie 'n knie het? Ek gaan vir jou knie gee. Dis wat gaan gebeur. Tim Keller het gesê, as Jesus uit die dood uit opgestaan het, dan moet jy alles aanvaar wat hy gesê het. As hy nie uit die dood opgestaan het nie, hoekom dan bekommerd wees oor enige iets wat hy gesê het? So as hy nie opgestaan het nie, nie worry nie. Nie eens worry oor die Bybel nie. Dis nie nodig nie. Die kwessie waaraan alles hang, is nie of jy van sy lering hou nie, maar of hy uit die dood uit opgestaan het. En soos ek sê, as hy die dood het opgestaan het, moet jy doen wat hy gesê het. Dis wat Tim Keller daar sê. So diegene wat die liggaamlike opstanding ontken het, ontken God se krag om totaal en al
die allesomvattende effek van sonde te herroep. Dit is die idee, want onthou as God kan my siel wegvat, maar hierdie liggaam kan hy nie red nie. Hy is nie in staat om hierdie liggaam van my nie te maak nie. Dis die idee. Dis wat Paulus vir hulle sê, hy waarsku hulle daarteen. Hulle eis 'n ewige skeiding tussen gees en liggaam. Maar Paulus verkondig 'n ewige eenheid. Hy sê daar kom 'n dag wat ek gees en siel en liggaam weer by mekaar gaan voeg. Daar kom daai dag. Ek gaan hierdie liggaam van jou nuut maak. Gevolglik het hierdie kerklidmate van Korintiërs 'n lewenstyl geleef. Hulle het onveranderd gebly. Hulle het in dieselfde sonde begin lewe wat hulle geleef het voordat hulle gered was. Dis die probleem in Korintiërs. Jy moet daai hele ding gaan lees. Maar Paulus sê vir hulle, weet jy wat, as daar nie 'n werklike opstanding uit die doodheid is, 'n vleeslike opstanding uit die doodheid is nie, dan is daar 7 dinge wat in een gaan stort, wat in duie gaan stort, wat die hele Bybel, die hele evangelie betref. Hy sê, as daar geen opstanding van die dode is nie, en ons gaan nou 'n paar skrifgedeeltes lees. Hy sê, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Kyk waar begin hy. Hy sê, as daar nie 'n fisiese opwekking uit die doodheid is nie, onthou wat het ongelowige Thomas, julle het van hom gehoor, wat het hy gesê? Ek sal nie glo nie voor ek my hande in sy sy gesteek het en my vingers in sy wonde, ek wil sien, ek wil hom beleef. Toe hulle Jesus sien, het hy gesê, bring vir my iets om te eet. Ek sien nie spook nie, bring vir my iets, ek gaan vir jou wys ek eet. Nou, dis wat hulle verkondig het. So hy sê, as Jesus nie as daar nie opstanding uit die dood is nie, het Jesus ook nie opgestaan. Wat beteken dat Jesus 'n leienaar was? Dis wat hy sê. Jesus het gelieg. Markus 9 vers 31. Baie saam met my. Markus 9:31. Want hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense en hulle sal hom doodmaak en nadat hy gedood is, sal hy op die 3de dag weer opstaan. So as Jesus nie opgestaan het nie, beteken dit dat hulle, julle weet wat die verhaal wat verkondig was toe Jesus opgestaan het, wat het die fariseërs en die skrifgeleerdes gesê vir hierdie Romeinse soldate? Wat se storie moet hulle gaan verkondig? Die disippels het die liggaam gesteel. So Paulus sê, as daar nie opstanding uit die doodheid is nie, het Jesus nie opgestaan nie, en dan het ons as disippels, die disippels het dan nie die liggaam gesteel, dis al wat kan wees, want hy het gesterf aan die kruis, reg? Almal het dit gesien, reg? Ons twyfel nie daarin nie, ons twyfel in die opstanding. So dan Jesus gelieg, en die disippels het hierdie liggaam gaan steel en weggedra en weggesteek. So daar's nie opstanding nie. En as Jesus as 'n leienaar bewys kan word, dan begin die res van die evangeliese dominos begin val. As jy hierdie een ding kan wegvat in die evangelie uit Christus Jesus wat opgestaan het uit die dood liggaamlik, dan is die hele evangelie uitmekaar uit. Dis nommer 1. En dan sê nommer 2, as daar geen opstanding uit die dode uit is nie, dan is ons prediking te vergeefs. Ons preek verniet, ek mors my asem. Die evangelie van Christus het geen krag om te red nie. Dis eintlik wat hy sê, ons mors ons tyd. 1 Korintiërs 1 vers 18. Ek gaan vinnig deur hierdie skrif gaan, maar ek wil hê julle moet dit sien. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 21. Hy sê hier, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Maar waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar is die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Hy sê, ek red julle deur die prediking van die evangelie. Die ander skrif sê, die evangelie is die krag van God tot redding vir die wat glo. So hy sê, dan is hierdie prediking wat veronderstel is om volgens die woord van God tot redding te wees, dan is dit nutteloos. Ons mors ons tyd. So nie net is Christus nie opgewek nie, ons prediking is te vergeefs. Niemand kan gered word daai. En dan nommer 3 sê hy,
as Christus nie opgewek is nie, en ons prediking is useless, dan is julle geloof te vergeefs. Dis so logies, dan jy mos nou nonsens geglo. Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. Want ek meen, as Jesus dan 'n leienaar is, kan jy hom ons nou nie vertrou nie. Galasiërs 2 vers 20. En ek meen, kyk waar was Paulus se vertroue. Hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genadegawe van God nie, want daar is daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So wat hy sê is, Paulus gesê, ek glo in God en ek vertrou in God, ek vertrou in sy opstanding. So as hy nie opgestaan het nie, dan is selfs dit nutteloos. My geloof in hom, my vertroue in hom, jy kan hom nie vertrou nie, want ek gelieg, hy het nie opgestaan nie. Sy disippels het die liggaam weggesteek. En dan nommer 4 sê, dan is ons vals getuies. Nou, hulle het gesê, ons is ooggetuies. As jy 1 tot 11 gaan lees, dan sê ek, ons is vals, hy sê, ons is ooggetuies, ons het dit gesien. Selfs Paulus het op die Damaskuspad en die opgestane Christus tegengekom. Waar Christus hom van sy perd afgeslaan het en hy lê daar en hy's blind eventually. Hy het met die opgestane Christus te doen gekry. Hy sê dan ons vals getuies en ons getuig teen God. Met ander dan wat hy daar sê is, God het nooit gesê dan dat Christus uit die dood het opgewek sou word. Dis wat hy sê. Sien hier die redenasie waarheen hy gaan. Hy sê dit is so sinneloos om dit te dink dat daar nie opstanding uit die dood uit is. Hy begin die hele ding uit mekaar uithaal. En dan vers 5 vers 17, nommer 5 is julle sondes is nie vergewe nie. Jy's nog net so in jou sondes. Jy al daaraan gedink? Jy's nog net so in jou sondes. As Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie, het hy nie jou sonde weggeneem nie en jy's nog net so in die oordeel van God. The wrath of God in die Engels. My sondes is nie weggeneem nie. Ek kan nie terugkom tot waar ek hoort in die teenwoordigheid van God nie. Ek het ons nou 'n paar maal vir julle gewys in Genesis 1. Ons hoort in God se teenwoordigheid. As mens hoort jy daar. Jy kan nie volkome mens wees sonder om in God se teenwoordigheid te wees. En dan nommer 6, vers 18 sê hy, die afgestorwe Christene, my en jou familie en vriende, wat gelowiges was in Christus en gesterf het, en ons het by die graf gestaan, en ons het geweet, hulle sit aan by Jesus se voete nou, hulle is vrygemaak, hy sê nee, dit het nie gebeur nie, selfs hulle is verloor. Is dit hard? Wat hy sê, as Christus nie opgestaan het, is dit die waarheid. Jou familie en vriende is verlore. Daar die verlange na die hemel en die ewige lewe saam met God is tot niet. Is te vergeefs. Dit was 'n scam. Dit was vals nuus. Matteus 28, of ek sien tog Johannes 10, 27. Johannes 10, 27. Hy sê, my skape luister na my stem. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan nie, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Hoor wat sê hy hier? Jesus sê, ek wil jy moet dit sien, kom ons lees dit weer. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan nie, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Wie is die my? Dis Jesus wat hy praat. Hy sê, niemand kan jou uit my hand ruk nie. En dan gaan hy aan, hy sê, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Nou vra ek weer vir jou, wat is die belofte hier?
Jy's nie net in Jesus se hande nie, jy's in die Vader se hande en albei het jou en waartoe wil jy gaan? Ek gebruik dit altyd 'n voorbeeld. Wie het al sy kind se handjies gevat en hulle so geswaai? Okay, hou die kind jou vas? Die kind hou vas. Maar kan die kind los terwyl jy daar hou? Die kind kan los. Wie hou eintlik vas? Is jy. Want as jy los is hy kind. Dis hospitaal toe. En Jesus sê hier, en dit is 'n belofte wat hy maak. En Paulus sê, as Christus nie opgestaan het, is daai belofte useless. Hy sê, ek het jou. Die Vader het jou vir my gegee, ek het jou en ek gaan jou nie los nie, en niemand gaan jou hier kom vat nie, en dan gaan hy verder, hy sê, nie net het ek jou nie, die Vader het jou, en niemand gaan jou uit sy hande kom vat. Inteendeel, hoor wat sê hy so, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. Wie wil jou daar gaan vat? Wie wil jou daar uithaal? Maar hy sê, daai belofte is tot niet as Christus nie opgestaan het. Dis eintlik wat hy sê. Jy's verlore. En dan nommer 7, vers 19 sê hy, dan is julle die bejammerenswaardigste van almal. Die mense moet eintlik na jou kyk en jou jammer kry, as 'n Christen. Julle is so useless. Julle wil vroom lewe en julle wil goed doen daar buitekant. Ek lewe soos ek wil, want wie, daar's nie hiernamaals nie. Daar's nie 'n opstanding uit die dood nie. Julle doen al die goeders, jy weerhou jou van sekere goed, omdat jy vir jou Here lewe, wat eintlik nie lewe nie, want hy het nie opgestaan uit die dood het nie. Jy mors jou tyd. Dis die redenasie wat Paulus hier het. Ek meen, dis 'n groot dwaling om vir 'n leenaar te lewe, reg? Dis 'n groot dwaling. Dis wat hy hier sê. Om te doen wat hy sê. Mense moet ons jammer kry, want ons is kranksinnig. Ek meen, hoe die apostels doodgegaan. Julle al gesien? Julle al so 'n bietjie navorsing gedoen, hoe is hulle dood? Swaar doodgegaan. Vir Johannes wat Openbaring in Johannes geskryf het, Johannes het hulle in 'n pot olie gegooi en gekook, en toe hy nie doodgaan nie, toe stuur hulle hom Patmos toe. Vir wat? Petrus is ons te bo gekruisig, want hy het gesê, ek is nie waardig om gekruisig te word soos my Here, so nie, kruisig my onderste bo, en hy het gesterf daar. Useless, kranksinnig, as Christus nie opgestaan het nie. Al ons gehoorsaamheid, al ons liefde, al ons selfverloning, al ons opofferings wat ons gegee het vir Christus, al ons vervolginge wat ons verdra het, al die swaar kry wat jy gedra het, was verniet. Dit was onnodig. En Paulus sê, Paulus het dan vir julle gelieg. Eintlik wat hy sê, wat het hy gesê? 2 Korintiërs 4 vers 17, blaai saam met my. 2 Korintiërs 4 vers 17. Vers 17 en 18, hy sê, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Hy sê, weet jy wat, as kind van die Here gaan jy suffer, jy gaan swaar kry, maar dit is 'n ligte verdrukking. Ek het my werk verloor, dis 'n ligte verdrukking. Ek het kanker, dis 'n ligte verdrukking. Ek het iemand uit die dood afgeneem, dis 'n ligte verdrukking. Dis eintlik in vergelyking met die ewigheid. Dis eintlik wat hy sê. Hy sê, maar as Christus nie opgestaan het, is selfs dit nutteloos. Ek het vir jou gelieg, is eintlik wat hy sê. Julle kon maar net soos die wêreld eerder geleef het soos jy wil. Gemak gekry het soos jy wil, gedoen het wat jy wil, maak nie saak wie wat sê nie. Want hierdie kant is die naaste wat jy ooit in die hemel sal kom. Dis wat Paulus sê. Wat hy sê is, al hierdie skrifte wat ek nou vir jou gelees het, skeer dit uit jou Bybel uit, want hy beloftes is useless, dis nutteloos. Waarvoor is jy nog in die kerk? Waarvoor bid jy nog tot hom, as hy nie opgestaan het nie? Nou volgens die Bybel, as ons die Bybels op sy woord vat, is die effek van geloof in die opstanding van Christus Jesus, dat jou gedagtes hemelwaarts gekeer moet word, reg? Kolossense 3 vers 1 tot 2. Kolossense 3. Vers 1 tot 2.
Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, sien jy die opwekking weer. Hy sê, as julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Daar is niks meer verkeerd om hemel toe te verlang nie. Niks meer, absoluut niks meer verkeerd om te sê, Here, ek kan nie wag tot U kom nie. Ons is geregtig daarop. Ek meen, ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie, reg? Ons is wedergebore. Ons is saam met Christus opgewek uit die dood uit. Ons het 'n hartoorplanting ondergaan. So ons is veronderstel om hemelsgesind te wees. Jy moet uitsien na die hemel. Dis reg. Maar in teenstelling met die algemene opvatting van die wêreld dat jy kan leef soos jy wil en jy kan maak soos jy wil en ek leef net vir die hemel, of die idee dat jy gered is net vir die hemel, hier is jy eintlik nutteloos. Nee. Die feit dat ek uitsien na die hemel en nog steeds op hierdie aarde is, moet my inspireer om vir hierdie aarde iets te beteken as 'n kind van die Here. Ons gedagtes moet op die evangelie gefestig wees, op die beloftes van God gefestig wees, terwyl ons die Here getrou dien hier aan hierdie kant van die graf. Ek meen die skrif sê, julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld, tot eer van God. Matteus 5 vers 16. Jou geloof in die opstanding. Die feit dat jy self wedergebore is, uit die dood uit opgewek is, letterlik. Jy's geestelik uit die dood uit opgewek. Hy sê, julle was dood in julle oortredinge. Maar Christus het julle lewend kom maak. Jy het opgestaan uit die dood uit. Die feit dat jy hierdie goed glo, die feit dat jy dit is, maak dat jou lewe hierdie kant op hierdie aarde anders moet wees. Wat jy dink, wat jy sê, wat jy doen, hoe jy ryk, moet anders wees. Kolossense 3 vers 12. Kolossense 3 vers 12 tot 13. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar, vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Ons moet anders leef. Hy sê, as jy wedergebore is, as jy gewederbaar is, nuut gemaak is, lewend gemaak is in Christus Jesus, leef jy anders hierdie kant van die graf. Die effek van jou geloof in die opstanding is wat nie op hierdie kant van die graf vergoeding is nie. Met ander, ek wil hierdie doen sodat ek iets kan kry nie. Nee, ek is gerig op dit wat ek gaan kry wanneer Jesus my kom haal. Ek sien uit na iets groters as dit wat ons hier beleef. Sonder die opstanding is ons selfgesentreerd, ons is selfsugtig. Ons is geneig om ons plesier en ons gemak hierdie kant van die graf hier en nou te wil hê. Ek wil dit nou hê, ten alle koste. Daarom as dit kom by 'n Christen se lewe, die kant van die graf. En wat is ons lewe veronderstel om te wees? Julle ken die groot gebod en die groot opdrag. Ons het nou 'n hele reeks oor dit gehad. Die groot gebod is jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En die tweede een wat hiermee saamgaan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, reg? Dis die groot gebod. Dit is hoe ons veronderstel is om te leef, en dan kom jy by die groot opdrag. Wat is die groot opdrag? Omdat jy nou dit is, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Christus, reg? Ons is veronderstel om so te leef. Maar omdat ons omdat daar nie 'n opstanding uit die dood uit is nie, sê Paulus, kan ons leef soos hulle wil. Daarom is ons liefde mak. Dis vaal, dis swak, dis versigtig, dit is vals. En ons vermy risiko, ons vermy gevaar, ons vermy moeilikheid, ons vermy pyn, ons vermy ongemak, ons vermy frustrasie. Ons wil nie met die ongelowige wêreld iets te doen hê nie. Ons is so hemelsgesind dat ons omtrent geen aardse waarde het nie. Jy al daaraan gedink? En daar is deesdae die gewilde idee
dat ek as 'n wedergeborene nie eens deel van die liggaam van Christus hoef te wees nie. Kinders van die Here het ons mekaar nie nodig nie, reg? En ek het hulle ook nie nodig nie. Ek dien die Here op my eie. In die gemak van my eie huis. Is veiliger. Niemand gaan my kwaad maak daar nie. Niemand gaan my irriteer daar nie. En ek kan die predikers luister wat ek wil luister, wat my oorstreel. Ek hoef nie hier deel te wees van 'n liggaam nie. Ek hoef nie, is nie nodig nie. Ek meen die Bybel is mos nie meer voldoende nie, reg? Nou Christus is nie opgestaan nie. Bybel is nie voldoende nie. Paulus het mos gelieg toe hy die volgende te sê gehad het, Filippense 1:21. Blaai saam, ek wil hê jy moet dit sien. Filippense 1 vers 21. Sal lees tot vers 26. Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. Jy al so gelewe? Of ek lewe en of ek sterwe, is my 'n wins. Ek lewe as ek lewe, leef ek vir Christus, as ek sterwe is 'n wins. Jy kan nie, wat eintlik sê is, jy kan die kind van die Here nie met die dood dreig nie. Ek is op pad hemel toe, as jy my dood maak, as ek hemel toe, dan gaan hy aan. Hy sê, maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is vir my verreweg die beste. Sien jy, hy is hemelgebonde, ek verlang hemel toe. En dan vers 24, maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof, sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, deur my teenwoordigheid weer by julle. Wat sê hy? Die liggaam het my nodig, solank as wat die Here my nog hier het, en die liggaam van Christus my nodig. Dis goed dat ek hier is, wat hy daar sê. Maar nou sê ons nie, Christus is nie opgestaan nie, ons het die kerk nodig, ons het mekaar nodig nie. Ons is mos nie sy hande en sy voete en sy stem nie. En wat sê ek dan nou alles? As daar iemand is wat die evangelie moet verkondig, wie gaan dit doen? Die wêreld of die liggaam van Christus? Dis ons werk. So wat is my doel dan hier op hierdie aarde? Hoekom is ek nog hier? As Christus nie opgestaan het. Wat beteken my lewe dan? Het my lewe dan nog 'n doel? Maar gelukkig eindig Paulus nie die gedeelte daar nie. Hy eindig nie in vers 19 nie. Vers 20 kom hy en hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap. Sien jy? Hy sê self, die wat al reeds dood is, ek het die eersteling geword van wat opgestaan het. Die wat dood is, ons familie en vriende wat in Christus gesterf het, hulle gaan nog opstaan. Christus is die eerste, hy sê, hy het opgestaan. Die opgestaane Christus het die lens geword waardeur Paulus die hele Bybel lees. Dit het die lens geword waardeur hy die hele evangelie van Christus Jesus verstaan. Hy het dit beskou en interpreteer. Die toekomstige opstanding en die heerlikheid is onvermydelik vir die wat in Christus hoop. Paulus sê nommer 1, Christus het uit die dood uit opgestaan. Hy het gedoen wat hy beloof het. Ons prediking bring wedergeboorte. Die evangelie is die krag van God tot redding vir die wat glo. Julle geloof is van onskatbare waarde, want Jesus kan vertrou word. Paulus het sy hele lewe op die waarheid van Christus Jesus gebou. Sy kop is uiteindelik afgekap omdat hy die evangelie van Christus Jesus, omdat hy die kruisdood en die opstanding gepredik het. Nommer 4, julle getuienis is die waarheid. Dit wat jy profeteer, predik en dit wat jy uitdra, die evangelie van Christus Jesus is die waarheid. Jesus is die weg. Jesus is die waarheid. Jesus is die lewe. En sonder hom is jy verlore. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan nommer 5, julle sondes is vergewe. Hy is die Seun van God. Hy het die prys vir ons sondes betaal. En die Vader het daardie offer, hy daardie betaling het hy aanvaar.
En dan, soos ek net nou gesê, die afgestorwe Christene leef. Jou familie en vriende wat in Christus gesterf het, leef vandag. Hulle is nou in God se teenwoordigheid. Julle het die gedeelte gesien waar Jesus gesê het, wat hulle die Sadduseërs gekom het en hulle glo mos nie in die opstanding en die doodheid nie. En Jesus sê vir hulle, julle dwaal grootliks. Hy sê, het julle nie gesien waar God die Vader by Abraham by die bos was, by Moses by die bos, en het van gesê, ek is die Vader van Abraham, Isak en Jakob. Julle onthou dit? Hoekom het hy dit gesê? Hy sê, my God is nie die God van dooies nie. So op daai stadium was Abraham, Isak en Jakob al dood. Hy sê, maar hulle lewe vandag, dis eintlik wat hy gesê het. Hulle leef. Markus, kom ek lees dit, Markus 12:26. Hy sê, en wat die dode betref, dat hulle opstaan, het hulle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob nie. God is nie 'n God van dooies nie, maar 'n God van lewendes. En dan sê hy, ons moet beny word. Mense moet na die kind van die Here kyk en jaloers word. Dis eintlik wat hy sê. Al ons gehoorsaamheid, al ons liefde, al ons selfverloning vir hierdie opgestaane koning, het een doel. Dis om hulle jaloers te maak, die ongelowiges jaloers te maak. Blaai saam by Romeine 11 vers 11. Romeine 11 vers 11. Ons gaan lees tot vers 14. Hy sê, ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom en om hulle jaloers te maak. En as hulle val, die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid nie dit nie wees nie. Want aan julle heidene sê ek, vir sover as ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en sommige uit hulle kan red. En is net mooi andersom. Hoeveel keer het ons as kinders van die Here al na die wêreld gekyk en gesê, ek wens, Jesou, dit gaan net goed met hulle. Ons het die idee, het gaan goed met die wêreld. Dis net ons wat swaar kry. Dis net ons wat suffer. Dit gaan beter met hulle. Jy sal sien in Jorde skrif wat dit sê, waar die ouens sê, dit gaan goed met hulle, veral in die profete. Ons het hierdie idee. Maar hulle moet jaloers wees op ons, eintlik. Want waartoe gaan hulle as dinge swaar? Wie kan hulle aanbid wanneer dinge moeilik gaan? In Christus, met die hulp van die Heilige Gees, is daar in elkeen van ons 'n verlange dat my lewe hierdie kant van die graf iets gaan beteken. Dat ek my lewe reg sal bestee. Dat as ek hier by die dag my kop neerlê, weet ek laat vir my kinders iets agter. Meer as vleeslike goed, as 'n huis en 'n erfporsie. Ek laat Christus Jesus vir hulle agter. Ek het my kinders iets geleer. En dat Christus uiteindelik sal sê, mooi so goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Here. Matteus 25:23. En daarom sluit Paulus hierdie hele hoofstuk af oor die opstanding. Hierdie hele hoofstuk sluit hy af in 1 Korintiërs 15 vers 58 met die volgende woorde: wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Die goeie wat jy doen hierdie kant van die graf, tot eer en verheerliking van die naam van Here Jesus Christus, is nie verniet nie. Hy het opgestaan, jy gaan hom ontmoet. En hy het sy loon by hom. Jy het vir jou skatte in die hemel bymekaar gemaak, waar mot en roes dit nie kan verniel nie, en waar diewe nie kan inbreek en steel nie. Nou my vraag is, sou jy verkies om as lewend gemaakte, geestelik lewend gemaak, om hemelsgesind te wees, en vir die aarde niks te beteken nie? Of wêreldsgesind te wees, maar ongered, en geestelik dood te wees? Vir my is die keuse duidelik. Jou wedergebore lewe is nie net vir die hiernamaals nie. Dis nie net vir wanneer Jesus my kom haal nie. Dis nie hoekom hy jou lewend gemaak het nie.
Deur Christus se opstanding is jy lewend gemaak vir hier en nou. Hoe bid ons? Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. In die hemel, net so ook op die aarde. Wat? Ja. Ons is hier geplaas met 'n doel. Jou siel is gered met 'n doel. Ek sou eerder die dinge van God in my gedagtes wou hê, die woord van God in my hart wil hê, terwyl die wêreld my Heilige Gees gedrewe lewe sien, die goeie dade wat God vir my uitgesit het voor die grondlegging van die wêreld sien, en my Vader in die hemel kan prys. Matteus 5 vers 16. Matteus 5 vers 16. Hy sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Nou, hoe weet jy dat jou werke goed is? Jy kan jou selfs die vraag afvra, as ek hierdie doen, wie gaan verheerlik word? Ek? Of die Vader in die hemel? Dis hoe jy toets, dis die steekproef. As mense nou sien, ek bring vir hierdie een kos, wat die kos het nie, wat is die steekproef dat dit vir God gedoen is? Yes, het jy gesien weer van Nico jong, yes, hy doen hom goed vir die armes. Wie word verheerlik? Dis ek. Maar as mense gevoed word, sonder dat jy gesien word, en hulle besef, Jesus, maar die liggaam van Christus is stunning, want hulle aanbid 'n groot en almagtige God. Wat doen daai goeie dade? Hulle verheerlik die Here. As gevolg van die leeggraf, dit wat ons vanmôre vier, het jou lewe ewigheidswaarde. Stop nie hier nie. Die opstanding van die liggaam argumenteer teen 'n roekelose lewe van leef soos ek wil, ek kan maak wat ek wil. Hierdie wêreld is nie die einde van die storie nie, dit stop nie hier nie. Jy saai die saad van die evangelie, jy leef 'n sigbare lewe hier op aarde, jy leef jou doel wat Christus jou voorgestuur het, ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart, siel en verstand, ons naaste soos onsself, en ons moet lig en sout vir hierdie wêreld wees, gaan verkondig die evangelie van Christus Jesus, sodat die verlore skape die evangelie van Christus kan hoor, en dat die Here hulle weer uit die dood uit kan opwek. Sien jy? Christus se dood en opstanding het my dood en opstanding geestelik laat plaasvind. Ek is opgestaan 'n kind in die Here, en die Here stuur jou sodat ander weer se oë kan oopgaan, sodat hulle uit die geestelike dood uit kan opstaan. Sien jy die opstandings wat plaasvind as gevolg van die opstanding? As sê weer, as jy vanmôre hier sit en jy kan erken, ek is 'n wedergebore kind van die Here, en die Here jou uit die dood uit opgestaan. Hoe het jy dit gekry? Het iemand die evangelie in jou verkondig? Dis al manier. Hy sê geloof kom deur wat? Deur die gehoor. Daar's mos so 'n sê ding wat hulle sê, preek die evangelie en jy moet gebruik woorde. Die grootste nonsens onder die son. Hy sê geloof kom deur wat? Gehoor. En gehoor kom deur die woord van God. Preek die evangelie en leef dan dit wat jy preek. Dis waar die verskil in kom. Maar hulle moet die evangelie hoor. Dis soos hierdie moslems wat hulle deesdae sê wat drome kry en hulle sien Jesus in drome en hulle word kom tot bekering. Stry nie, maar iewers is die saad gesaai. Nou die skrif sê, die een saai, die ander een kom en hy maak die woord nat, en wie laat groei? Christus. So selfs daai moslem wat daai droom gehad het, ek stry nie dat God drome kan gebruik daar om hulle te red nie, maar iewers is die evangelie gesaai in daai man se lewe. Dis al wat kan opkom is die saad. Dis nie 'n ander manier nie. Nou as gevolg van die leeggraf het ons nou 'n hemelse reunie om na uit te sien. Ons gaan nie net die opgestane Christus van aangesig tot aangesig sien nie. Ons gaan ook ons verenig met die mense wat gesterf het jare terug. Jy gaan vir Adam en Eva ontmoet, jy gaan vir Dawid ontmoet, Paulus, al die apostels, selfs die mense aan wie jy die evangelie oorgedra het en Christus het daai saad laat opkom. Imagine dit. Maar waar 'n hoërskoolreunie gewoonlik 'n ding is wat ongemaklik is, en is iets waartoe jy gewoonlik nie wil gaan nie. Wie was al by 'n hoërskoolreunie? Ek meen almal kom by mekaar om te sien wat van nou so en so geword het. Yes, so jy gesien hoe lyk daai ou.
Hy het nie eens my hare nie. En hy was die ou met die kuif op skool. Jy vermy die goed, jy wil nie gaan nie. En dan die ander vraag moet jy beantwoord, jong, wat doen jy nou vir 'n lewe? Jy was so goed op skool gewees, jong, jou punte was daar, wat doen jy nou vandag? Nee, ek is... Ek wil nie die goed antwoord nie. En dan antwoord ons gaan deur hierdie glorie dae van ons. Onthou jy nog daai? Onthou jy het ons dit gedoen het? Onthou jy dit, jong, dit is wonderlike dae, ons het hierdie goeders. Maar ons hemelse reunie gaan bietjie heeltemal anders wees. Dit sal soveel meer wees as net dit. Ons sal ontdek wat van elke kosbare broer en suster wat in Christus Jesus gesterf het geword het. Ons sal sien wat God se ewigheidsplan met hulle was. En ek dink ons gaan verbaas wees partykeer wie ons daar gaan ontmoet. Jog, kyk wie is hier. En ons sal vier hoeveel God ons verander het in Christus Jesus. Dis soos John MacArthur gesê het, as hy dink aan die hemel, sien hy nie uit na die goue strate en al daai goed nie, dit gaan wonderlik wees soos wat die Bybel daarvan praat. Hy sê, maar hy kan nie wag om sonder sonde te wees. Kan nie wag nie, wie kan dit, ek kan nie wag nie. En weer eens soos wat jy by 'n skoolreunie sal terugkyk op dit wat ons gedoen het in die verlede en hoe wonderlik dit was, onthou jy my rugby daar, my atletiek daar en nou loop ek met 'n seer knie en ek kan nie meer, dit gaan nie dit wees nie. Ons gaan glorie daar onthou, maar wie se glorie gaan ons onthou? Christus Jesus wat vir ons kom leef het. Ons gaan sy glorie onthou. Hy is die een wat kom leef het. Hy is die een wat kom mens word het. God wat mens kom word het. Hy wat 'n perfekte lewe kom lei het. Onskuldig aan die kruis gesterf het. Ons sondes was vasgespijker aan hy kruis. Die skuldbrief sê die Bybel. Teen jou. Die skuldbrief teen jou was vasgespijker teen daai kruis. Hierdie Christus gesterf, hy het opgestaan uit die dood uit. En waar is hy nou? Hy sit aan die regterhand van God. En wat doen hy? Hy tree in van my en jou. Het jy daar gedink? Dat Jesus Christus vir jou bid? Wow. Hy het ons gered vir 'n ewige doel. Hy het ons gered van 'n selfsugtige lewe hier op aarde. Jy kan nie leef soos jy wil nie. Hy het jou uit die doodheid laat opstaan sodat jy, of hy het uit die doodheid opgestaan sodat jy geestelik uit die doodheid kan opstaan. En deur jou opgestane lewe preek jy die evangelie en hy wek weer ander op uit die doodheid. So weer eens, ons vier nie net 'n lewe van Christus Jesus vanmôre nie. Ek meen op 'n stadium, ek het nou die dag hy skrif gelees waar hy sê, Here, ek bid die hoëprieestersgebed van Jesus. Hy sê, Here, ek bid nie net vir hierdie apostels, hierdie disippels van my nie, maar ek bid vir die wat deur hulle prediking gaan glo. Uit die doodheid opgewek word, geestelik. So as jy vanmôre hier sit en jy sê, ek is 'n kind van die Here. Ek is wedergebore. Ek is opgestane in Christus Jesus. Ek het saam met hom gekruisig, ek het saam met hom gesterwe en ek staan saam met hom op. Dit is wat die doop beteken anyway. Ek word begrawe en ek staan 'n nuwe mens in Christus op, reg? Julle ken die skrif. Dis al skrif, ons ken dit. Maar hy het my opgewek sodat ons ander kan opwek. En dis my gebed dat hierdie gemeente, ek het laas gesê, dat hierdie gemeente sal groei uit nuwe wedergeboortes. Nie uit ander kerke uit oorgeplant hiernatoe nie. Dis nie my hart nie. Dis nie wat ek hoor my. Ek sê weer, daar's goeie redes hoekom mense skuif. Daar is. Maar ek kan nie wag dat die Here uit ons uit nuwe geboortes bring. Nuwe oë wat oopgemaak word. Siele wat gered word. Ek kan nie wag om dit te sien en te beleef. En hoe moet ons dit doen? Ons moet dit gaan preek en ons moet dit leef. So ek vra vir julle weer eens, bid saam met my, dat hierdie opgestane Christus, dat hier in Sannieshof en hierdie streek, dat die Here hier wedergeboorte sal laat plaasvind. Die verlore skape, dat ons hulle sal gaan haal, die evangelie sal verkondig. En dat ons sal sien hierdie wedergeboortes plaasvind. Hierdie ouens wat opstaan uit die geestelike dood in Christus Jesus. En ons kan dit nie alleen doen.